kuier vandag weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En jy weet nou al teen die tyd dat daar ook 'n paar glansganse is, soos wat ek na hulle verwys, wat ook hier kom aanklop. En vandag is ons eregaste dan nou Sophie eerstens en dan ook Karlien. Karlien, dis so lekker om met jou te gesels en natuurlik ons ander eregas. Ja, wat saamgekom het, maar wat nou wegkruip. Maar ek is seker daarvan hy gaan dalk later ietsie sê, ons sal kyk. Dankie dat ons vandag met jou kan gesels. Vertel ons net eers so 'n bietjie meer van Sophie. Sophie het eintlik 'n interessante storie. Ek het so jaar terug het ek hier aangekom in 'n baie groot paniek. Eintlik met 'n dooie hond. My vriendin het my snelser doodgery. Eers, dit is so 'n traumatiese ervaring en ek het seker maar ek dink as iets soos dood is dan al kan jy sien okay, dit is die lewe is nie meer daar nie. Het jy nog steeds hierdie hoop dat iemand gaan sê nie maar sy lewe eintlik. Ja. En ek het hier aangekom en almal was so graceful met my en het regtig saam met my getree en gerou maar toe nou obviously die nuus vir my gebreek en sê sy is dood en ek was verskriklik lief vir haar hond, Jasmine. En toe was Reino so gaaf toe sê hy, hulle wil vir my 'n nuwe snelser gee. Toe sê ek, nee, my hart is te gebreek. Ek kan nie 'n nuwe snelser nou kry nie. Nou is dit so jaar later toe voel ek sal baie graag weer so 'n presence in ons huis wil hê. Ja, dis hoe Sophie gekom het en ek het toe van hier af met haar huis toe gery die eerste dag en ek het nie geweet wat haar naam is nie. En ek het die kinders gaan verras met haar. Toe het ek so 'n paar name vir haar genoem en toe ek Sophie sê, toe reageer sy vir die eerste keer. Want sy was so stil en toe ek haar die eerste keer optel toe maak sy soos 'n Superman move. So sy het eintlik self haar naam gekies, so dit vir my klink. Ja, sê. Wat maak julle vandag hier? Sy piepie verskriklik baie. So ek dink sy het dalk 'n blaasinfeksie. Ons was gisterand seker so 10 keer wakker ek en sy. So ek wil nou net kyk of sy okay. En hoekom jy's hierdie dierehospitaal? Ek dink ek het 'n emosionele koneksie met hierdie dierehospitaal. Ek ook, weet jy, ek ook. Rarig. Ja. Daar was genuine altyd die beste hulp. Elke keer wat ek nog hier aangekom het. Niemand het geskreeu, niemand het stil gestaan en gewonder wat moet hulle doen of dis elke keer net daar's iemand wat weet wat om te doen en hulle doen dit in die oomblik en jy voel veilig. En Sophie is ook nie julle enigste dierekind nie, né? Ja. Sy kan ook blaf. Kan sy blaf? Ek wens sy wil bietjie saamgesels. Kan jy nie iets doen dat sy bietjie kan blaf nie? As sy wil speel. As sy wil speel. Okay, maar miskien sal sy nou 'n bietjie blaf. Almal was opgewonde toe sy die eerste keer blaf. Baie. Dit was soos 'n kind wat die eerste woord sê. So ons het 'n skaaphond ook by die huis, Panda. Ja. En dan toe ons 'n Shih Tzu by die huis. Wat Johannes Samuel se? Wat is dit? Wat se rou van jou? Dis te vriend. Dis sy beste vriend. Ek en Sophie het nou nog net, ons het skaars kennis gemaak, maar ek kan agterkom haar byt is in hierdie stadium erger as haar blaf, maar is daar miskien ander oulike karaktereienskappe wat jy kan uitsonder? Soos Prinses Hasie, ons was die naweek op die plaas. Dis ek sê hierdie hond lyk vir my soos 'n kruising tussen 'n haas en 'n hond. Ja. Okay, kom ons vertel van die kat. Hy wil vertel van 'n Rainbow, is ons kat. Aanvanklik toe wou ek nou nie vir Ella sê dis 'n seentjie kat nie, want sy wou baie graag 'n dogtertjie kat hê en jy kan mos nou nie eintlik sien. Dis 'n meisie. Dis 'n nee, maar dis nie 'n meisiekat nie. Dis 'n seentjie kat. Karlien en Johannes Samuel, dankie dat ons vandag met julle kon gesels het en dat ons kennis kon maak met Sophie en sterkte met die res van hierdie kuiertjie by die beste dierehospitaal. Ja, ek waardeer dit. Nou ja, maak seker jy skakel volgende keer weer in wanneer ons weer hier kom kuier. Akne is een van die mees algemene veltoestande, maar dit is gelukkig behandelbaar. Vroeë optrede, die regte velsorg en gepaste produkte kan help om dit te beheer en littekens te voorkom. Die produkspesialis by Crème Classique, Michelle Lou, is hier om ons meer te vertel. Welkom terug. Môre. Goed, ek dink hierdie is nogal iets wat die meeste van ons raak. So miskien moet ons begin deur te vra, wat is akne en puisies en waarom presies kry mense dit? So akne is 'n vel siekte toestand. So as jy 'n siekte toestand het, dan moet daar mos nou simptome ook wees. So die simptome van akne is wit koppies, swart koppies en puisies.
En die oorsaak dan daarvan is wanneer daar oortollige olie in hierdie poree is Ja. en dan 'n lekker bakterie wat daar gaan huisves en dan word hierdie akne of hierdie peisie dan baie kwaad. En dan sien jy daai rooiheid en dit juk en jy wil dit net aan dit druk en karring. En eintlik moet jy nie, want dit is nou presies waar jy sê wat die littekens dan begin. Op hierdie stadium sien ons dit nie net meer by tieners nie, ons sien dit by baie jonger kinders al ook en dan selfs volwassenes. Nou ek weet nie of dit die hormoonwater is wat ons drink of slegte leefstyl is nie, maar akne is deesdae vir enigiemand. Dit is nie net vir tieners meer nie. Dit is meestal hormonaal, maar dit is nie meer net tieners nie. Dis eintlik nogal kommerwekkend, jy weet wanneer 'n mens so daaraan dink. Goed, hoe behandel ons dit met julle produkte? Maar dis maklik. Crème Classique het 'n oplossing vir hierdie akne probleem. Die lekker ding daarvan is jy het nie 'n voorskrif nodig nie. Jy gaan in die winkel in, jy koop dit oor die toonbank. So jy begin altyd met 'n goeie was en natuurlik dan spesifieke akne behandeling wat spesifiek daai peisies of die wit koppies en swart koppies behandel. Ek wil ook hê jy moet vir ons verduidelik hoe die evening acne mask werk en gaan 'n mens dan oornag 'n verandering sien? Ons wil oornag die verandering sien en ek dink dis eintlik altyd die uitdaging. So ons het die evening acne mask. Nou ek het nou vroeër voor die program het ek daarvan aangesmeer. Ja. So die lekker ding vir my daarvan is jy kan sien daar's iets wat op jou vel sit. So jy smeer dit in die aand aan voordat jy gaan slaap. En dan oornag maak dit dan daai akne droog. Vir my werk dit soos 'n wasmasjien. Die evening acne mask met die salicylic acid en zink gaan in hierdie poree in en dit begin dan daai oortollige olie losmaak. En dit voorkom dan ook dat daar nog dooie velselle inval. So as jy nie hier in jou rak of in jou kas het nie, dan moet jy dit nou gaan aankoop want dit is die een wat almal wil hê. En wend mense dan net aan, jy weet daar waar jy nou kan sien dit 'n probleem is. Ja, so dis ideaal as jy nou sien maar 'n peisie het wat nou voor 'n matriekafskeid uitkom, dan sit jy 'n lekker blob daarvan op, andersins 'n dun laagie oor die hele area, want dit is tog 'n vrugtesuur wat dan die hele gedeelte ook uitdroog. Goed Michelle, dit is dan die topikale behandelings, maar het Crème Classique dalk 'n produk wat van binne af werk vir hierdie lastige akne? Ja, dis die zinc capsules. Ja. So dis goed vir jou hare en dit is ook goed vir jou vel. So dis 'n multivitamiin wat ook sink in het. En sink het wondgenesings aktiwiteit. So dit gaan dan die wond ook beter maak. Want akne is maar 'n wond. Het ons 'n voorskrif nodig vir julle produkte en waar kan ons dit in die hande kry? So nee, het nie voorskrif nodig nie. So jy kan nou spaar op die dokters onkoste daarvan ook. So in die winkels moet hulle spesifiek gaan kyk na die kosmetiese afdeling of selfs daar waar al die ander akne produkte is. Of hulle kan dit nou by die aptekers dan nou ook vra. Maar jy haal hom van die rak af. Baie mense help jou baie graag in die winkels om te kies watter een jy moet gebruik. Ons het so 'n minuut oor, maar ek wil tog vir jou vra, is daar enigiets anders wat jy dalk sal wil uitsonder wanneer dit kom by julle produkte vir hierdie spesifieke probleem? Kyk, ons het nou gesê dit is nie oornag nie, maar die evening acne mask gaan oornag werk. Onthou dit is bakterieë wat jy wil gesond maak ook. So ons gaan in die volgende program bietjie praat oor die bakterieële groei en om dit dan aan te spreek. So kyk volgende week en dan praat ons oor die bakterieë wat aangespreek word wanneer jy akne behandel. Dan dink baie mense ook, of ek het al gehoor, jy weet baie mense sonder dit nogal uit dat hulle gereeld scrub, jy weet. Hoe belangrik is so iets? So ons het heeltemal wegbeweeg van harsh scrubs. So ons gebruik nie meer iets met korreltjies nie. So deesdae is alles meer vrugtesure, want jy weet nie hoe hard jy jou vel behandel nie. So met die chemiese afskilferaars gaan dit daai boonste laagie van die dooie velselle afhaal, maar dis op 'n baie sagkens manier waar die harde skrap in die ou dae het ons sommer sunlight gebruik en hard geskrap. Ons doen dit nie meer nie. Jy doen dit nie gereeld nie, want jy wil nuwe selle bou die hele tyd. Goed, ons gesels binnekort weer met jou. Baie dankie vir die insig wat jy kom deel het. Nou, niemand hoef skaam te voel om hulp te vra nie. Met die regte velsorgroetine, professionele raad, wanneer nodig en geskikte produkte is 'n gesonder, helderder vel beslis moontlik. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chem apteke, Takealot en ook aanlyn by www.cremeclassique.co.za. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.